Kom ons lees saam vanuit Matteus. Elke een van die evangelies het 'n verduideliking rondom die opstanding van die Here. En dit is nogal 'n groot saak as jy dit probeer spoor met mekaar, want dit is nie die hele bedoeling om nou noodwendig te kyk waar is die verskille nie. Jy lees wat daar staan binne daardie konteks. Nou julle moet tog gaan kyk, as jy die gedeelte in Matteus lees, dan moet jy die gedeelte net voor dit lees. Matteus 28 vers 1 tot 10 wat ons gaan lees. En net voor dit gaan dit oor die bewaking van Jesus se graf, en dan net die volgende gedeelte gaan oor die wagte se leen. Sien julle hoe werk dit? Daai teks word omraam, amper soos 'n toebroodjie word hy omraam deur dit wat mense gedoen het, wat hulle probeer doen het om hierdie verskriklike vreemde insident te probeer verklaar, teestaan. Die mens probeer God keer. Bewaking van Jesus se graf, en toe hulle dit nie meer kan doen nie, toe praat hulle 'n storie daar. Toe maak hulle 'n storie op, 'n leuen op. Na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, waar 'n engel van die Here, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal, nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig en sy klere wit soos sneeu. Uit vrees vir hom het die wat die graf bewaak gebewe en soos dooies geword. Toe antwoord die engel die vroue en sê: Moenie langer bang wees nie, want ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het, en haas julle en gaan sê vir sy disippels, hy is opgewek uit die dood. Kyk, hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien. Dit het ek vir julle gesê. Met vrees en groot blydskap het hulle haastig van die graf af weggegaan en gehardloop om die boodskap aan sy disippels oor te dra. Onverwags het Jesus hulle tegemoet gekom en gesê: Gegroet. Hulle gaan toe nader, gryp sy voete en aanbid hom. Daarop sê Jesus vir hulle: Moenie langer bang wees nie, gaan sê vir my broers dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Tot sover lees ons saam. Ek het vir die kinders gevra of hulle al 'n spook gesien het, en ek het vir hulle gevra of hulle 'n spook wil sien, en ek het vir julle vertel dat toe ek 'n kind was, het ek regtig gedink dat Jesus het gekom na die wêreld. Toe hy opgestaan het, was hy soos 'n spook. Hy het 'n gestalte gehad, maar dit het by my verbygegaan as 'n kind, dat hy het geëet, en mense het aan hom geraak, en mense het met hom te doen gehad. Ek het dit eers later in my lewe, toe ek 'n bietjie groter word, het ek dit agtergekom. Maar dis nogal 'n vraag, want vir baie mense was dit 'n vraag deur die eeue, wat was die gestalte van Jesus? Nou is 'n groot woord, apotheose. Nou daai woord beteken dat in die Romeinse tyd het hulle geglo dit is moontlik dat 'n mens verander kan word in 'n godheid. Hulle het dit geglo na aanleiding van die keisers. So van die keisers het hierdie goddelike status verkry. Hulle was 'n mens, maar dan het hulle nou verander. Hulle het 'n ander vorm begin aanneem. Dit was op 'n manier wat ons nie verstaan nie, maar dan het hulle hierdie status gehad van heilig wees en van goddelik wees. Maar dat is 'n groot probleem om daardie konsep van toepassing te maak op die Here Jesus. Dat is 'n groot dilemma. Wat is die dilemma? Julle kan dit al klaar aanvoel. Dis een ding
vir die Romeine om daardie gedagte te hê. Maar vir 'n man wat 'n Jood was, om van hom wat uiteindelik aan 'n vloekhout hang, aan 'n kruis hang, om van daar af te transformeer in 'n goddelikheid. Dit maak geen sin. Dit was nie moontlik nie. Hulle sou nooit daaraan gedink het nie. Hy's nie 'n Romein nie. So hoe kan dit wees? Dit maak geen sin. Bovenal, Jode het net een godheid aan geglo. So om nou te dink dat daar iemand is wat kan deel hê aan die God of die godheid, dit kan ook nie werk nie. So die Here Jesus, wanneer hy dan nou opgewek is, dan is dit 'n enigma. Dis 'n unieke omstandigheid. Dis onverstaanbaar, dis onverklaarbaar. Ironies genoeg, en ek gesê dit doelbewus, ironies genoeg, niemand ontken dat die graf leeg was nie. Universeel, in die tyd waar dit plaasgevind het, erken hulle, hier's 'n probleem. Daar was iemand in die graf en daar's nou nie iemand in die graf nie. So hoe moet ons dit verklaar en verstaan? So ons moet op 'n manier dit verduidelik, of die liggaam is gesteel, of hy was nooit in die graf nie. Dit was een van die teorieë wat al in die geskiedenis na vore gekom het. Hy was nooit in die graf nie. Of, dis presies wat gebeur het, hy was in die graf, maar hy is opgewek. Nou ek weet hoe werk mense se koppe, want ek is self 'n mens. Ek weet wat gaan aan mense se gedagtes, nie heeltemal altyd nie, gelukkig nie, weerskante toe. Maar, wat dink ons? Partykeer soek mense na rede, dan preek die dominee oor hierdie goed, dan sê hulle, ek het nog nooit so daaroor gedink nie, maar ek hou eintlik van daardie teorie. Ek hou eintlik van daardie idee, want baie mense wil nie glo nie. Baie mense wil nie glo nie, en hulle soek rede. Veral as dit sleg gaan, baie gelowiges, as dit sleg gaan, dan kom die twyfel, en dan vat hulle al hierdie teorieë. Nou kom ek sê sommer kategories dadelik. Die teks sê, dat, toe die vroue by die graf kom, toe was daar niemand in die graf nie. So wie het die opstanding gesien? Wie het die opstanding waargeneem? Niemand. Niemand. Niemand was teenwoordig nie. Dis 'n goddelike daad. Niemand het dit gesien. Hulle sien die nagevolge daarvan. En in hemelsnaam, die eerste ding wat hulle sien is 'n engel, in die vorm van 'n man. In hemelsnaam sê ek, dis nie 'n wese met vlerke. Daai persepsie is 'n invention. Dit gaan oor die beweging, wanneer hulle met hemelse wesens te doen gehad het. Maar ek weet op Facebook sien jy al ewig, en dan sien jy nog advertensies met so, kan ek sê, 'n simpel figuur met vlerkies aan, met 'n heile om die kop. Mense, is dit die beste wat ons kan doen? Wat daar staan is, daar's 'n man, 'n gestalte van 'n man, met verblindende lig, afskynsel van God, dis die implikasie, 'n goddelike wese, iemand wat gestuur is, iemand wat ongelooflik mag en krag het, wat in staat is, en daar's 'n stukkie ironie in ook opgesluit, hierdie groot klip, wat verseël is, wat die toonbeeld is van die Romeinse mag, is verseël met hulle seël en so meer, maar hy rol dit weg, en wat gaan doen hy? Hy gaan sit op dit. Nou nie vreeslik respek vir die menslike pogings nie, nee. Hy gaan sit op dit. Dan kom die vroue. Nou ek weet, dat baie mense is ongemaklik daarmee.
dat dit die vroue was wat gegaan het. Hoekom is hulle ongemaklik daarmee? Net omdat dit vroue is? Ja, daar's 'n komponent by party mense daaroor, maar daar's 'n ander rede voor. Die ongemak ontstaan dat in daardie antieke tyd as 'n vrou 'n boodskap gegee het of 'n getuienis gelewer het, dan was dit se muur afgesny. Dit het nie getel nie, dit het nie gegeld nie. So hulle dit nie gereken nie. So dit kan ons nie te vinnig by verbygaan. Jy kan nie dit afmaak nie, want al die evangeliste praat oor, wat doen God hier? Typies gaan hy nie na die heersers nie, hy gaan nie in probeer hulle oortuig nie, hy gaan nie sê nie vir hulle, kyk 'n bietjie wie's hier. Hy stap nie in by die hoëpriester en sê, hallo, time to put things right. Nee, hy doen dit nie. Hy gaan en hy, op 'n manier is dit die vroue wat daar aangesit kom. Maar ons moet ook nou nie dink hulle is superieur nie. Want wat wil hulle doen? Hulle kom om dit om te beween. Van die ander evangeliste sê, hulle kom met spices. Maar ten minste is hulle daar, wie skitter in hulle afwesigheid? Die disippels. Maar dis die vroue wat daar is, hulle is laaste by die graf, en hulle is laaste by die kruis, en hulle is eerste by die graf. Jy kan nie dit negeer nie, jy kan dit afmaak nie. Hulle is ook, en ons sal nou sien, die eerste mense wat aan die Here die lof en die eer bring. Kan jy dit nou glo? So die eerste loflied, wanneer hulle aan sy voete neerval en sy voete vasgryp en hom aanbid, wie is dit? Dis die vroue. Dit staan daar. Ek moet daarmee werk. Jy en ek moet daarmee werk. Die geringes. So laat ons nou nie in 'n gender ding verval nie. Die geringes. Die wat nie gereken word nie, die wat nie na geluister word nie. Dis die beginsel. Dis tipies wat die Here gedoen het. Hy kom na die armes, hy kom na die weduwee, hy kom na die wees, hy kom na die vroue toe. Hy kom nie met 'n magsvertoon nie. Hy praat nie eers, die engel praat nie eers regtig met die wagte nie. Hy nooi hulle nie uit om te kom kyk nie. Hy sê vir die vrou, kom. Hierdie hemelse wese nooi hulle uit. Kom kyk, hy is nie hier nie. Hy is opgewek. Hy is die getuie. En dan stuur hy hulle. Dan gebeur daar baie interessante ding. Ons kyk te vinnig verby dit. Hy sê vir hulle, gaan en gaan vertel. Nou baie teoloë het al baie hiervan gemaak. In die proses van gehoorsaam wees. Laat ek dit herhaal. Terwyl hulle gehoorsaam gaan, soos vir hulle gesê word, op die weg van gehoorsaamheid ontmoet die Here hulle. Wanneer hy vir die disippels sê, ek ontmoet julle in Galilea, dan vra hy van hulle om te reageer in gehoorsaamheid en te gaan. En jy sal hom ontmoet. Jy moet glo dat dit waar is en dat dit besig is om af te speel. Maar daar's 'n reaksie wat van jou gevra word. sien julle die prentjie? Die genade is teenwoordig, maar die genade vra dat julle sal reageer daarop. Dit is wat die Here Jesus doen. So wat sien ons? Daar is 'n hemelse wese en daar is aardskudders. Wat beteken dit? Dit het te doen daarmee dat die wêreld kom in beweging. Dit is wat die simboliek ook daarvan is. Dit is 'n reuse gebeurtenis, 'n aardskuddende, soos ons praat, gebeurtenis, 'n lewensveranderende gebeurtenis, wat vir mense op 'n nuwe pad stuur. Maar daar's twee woorde wat gebruik word in die Grieks wat nogal interessant is. Die vroue het hierdie vrees, dit het te doen met die woord wat gebruik word, is die tipiese woord wat ons gebruik ook vir vrees. Maar dan het dit ook 'n woord wat te doen het met ekstase. So jy het tegelijkertijd ekstatiese vrees, om dit maar so uit te druk. Maar in die teenwoordigheid van die Here. Wat is die gepaste reaksie? Hulle aanbid hom.
Hulle val by sy voete neer. Nou as jy hou van die geskiedenis en jy hou van Tom Holland, ek het nou al Tom Holland se naam en Dominic Sandbrook baie keer genoem. Ek het nou al vir 'n paar mense oortuig om na Tom Holland se geskiedenisboeke te luister op Audible. Maar jy sal weet dat Cyrus the Great, Kores, wat die volk uitgestuur het, teruggestuur het na die beloofde land toe, na Kanaan toe, vanuit Babel, né? Onthou julle die geskiedenis? Hy het hulle teruggestuur. Daar's 'n inskripsie oor Kores waar die konings van die wêreld, wanneer hulle, when they brought tribute to him, they fell down and clutched his feet. Dis die erkenning van dat hy die groot koning is. Dis wat hier gebeur. Wanneer die vrouens, en Jesus laat dit wel geval, wanneer die vrouens op hulle knieë neerval en hom aanbid, dan keer hy hulle nie. Met ander woorde, en dit bring my by die volgende punt, hy is nie net die opgestane Here nie, absoluut, hy is ook die een aan wie die eer toekom. Hy is inderdaad die koning. Nou kom ons in die laaste helfte van die preek by die gedeelte, die implikasie van dat hy die opgestane Here is. En dit het vir jou en my ontsaglike implikasies. So ek gaan 'n klomp goed met julle deel, maar julle gaan op 'n manier by my moet probeer bly, want die implikasies is verrykend. As hy die Here is, dan beteken dit, daar's geen ander mag wat groter is as sy mag. Deur die kruis en die opstanding heen, wys hy dat hy die koning nie net van die Jode is, soos wat in die kruis, maar is koning oor die dood. Ook oor jou en my dood. Hy is die een aan wie alle mag behoort. Alle mag. Mense dink te klein oor Jesus Christus. Wat word van ons gevra? Om te glo. Om dit te glo. Die definisie van geloof, en ek het dit 'n jaar terug vir julle probeer sê, op kategoriese wyse. Kom ek verduidelik dit. As jy wil praat oor geloof, dan moet jy dit definieer. Ons het geloof in Jesus Christus, maar sy uiteindelike definisie, ons het 'n opstandingsgeloof. As ons net sê ons glo aan die kruisiging, dan vat dit ons nêrens heen. Jy gaan lees 1 Korintiërs 15 en talle ander tekste. As Jesus net gekruisig is, dan is daar nie sin vir 'n kerk vandag. Dan mors ons tyd. Dit beteken nie dat die kruis nie ongelooflik belangrik is nie. Natuurlik is dit. Die opstanding is die begin van die kerk. In 'n sekere sin. Jy kan sê dit begin by Paasfees, maar as jy praat van die opstandingsgeloof, ons glo dat Jesus die opgestane Here is. Opstanding is van kritieke belang vir geloof, want dit gee hoop. Dit sê vir ons, soos wat hy opgestaan het en lewe, daarom kan ek aan sy belofte glo, dat so sal ek opgewek word. Ek staan nie self op nie, jy staan nie self op nie, ek sal opgewek word, want hy is die een wat lewe, hy wek my op, hy vat my deur die dood heen, hy vat my deur die graf heen. Daarom glo ek, dat die Here Jesus is die opgestane Here. Ek glo nie net vaagweg aan die teorieë oor Jesus nie. Jesus is die opgestane Here wat hier is. Ek het nou by myself gewonder, Johan, ek wonder of jy ook daaroor gewonder het as predikant in jou lewe. Waarskynlik het jy. Maar ek het nou al gewonder daaroor. Picture it. Picture it. Hier leef die Here vir 30 plus jaar, ongeveer 30 jaar. In Palestina, in Israel vanouds. En hy loop op daai paai, en hy praat met die mense, en hy beleef alles wat hy beleef het, en hy hang aan die kruis. En na die opstanding, dan stap hy op hy selfe paai. En hy herbesoek daar die plekke. Jy laat so daaroor gedink. Ek wonder hoe hy dit beleef. Die Bybel sê nie vir ons nie. Maar 40 dae lang praat hy met mense, ontmoet hy mense, in dieselfde omgewing waar hy sy werk gedoen het.
Dis vir my te groot. En hy sê die hele tyd vir hulle, dit is ek. Maar hulle ontdek dit eers wanneer hy met hulle praat. So later by daai ander tekste. Die Emmosgangers herken hom nie, Maria Magdalene herken hom nie aanvanklik nie. Maar openbaar hy homself. Hy vat hulle op weg om te glo dat hy die opgestane Here is. Tweede konsep wat daarmee saamgaan, as hy die opgestane Here is en daar's nie apotheose nie, hy's God, dan beteken dit die een wat apotheose ondergaan het, die keiser wat van homself sê dat hy God is, hy is nie die Here nie, hy is nie die heerser nie. Dis wat die Christene sê, nie die keiser nie, die Here Jesus Christus, die man van Nasaret. Onmiddellik is daar konflik. Onmiddellik is daar teenreaksies. En word Christene vervolg omdat hulle die heerskappy van die sogenaamde godheid verwerp, die godheid van die dag. Want daar's net een godheid. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Daar's net een Here. There's only but one Lord, Kyrie and Savior. Dis Jesus Christus. Glo jy dit, dan het jy 'n opstandingsgeloof, jy glo aan 'n opgestane Here. Maar daai opgestane Here is die een wat vir jou en my nuut maak. Daarby gaan ek lank nog stil staan. Dit lyk vir my in die kerk het ons iets verloor. Ek praat van die teologie in Hebreë. Het ons iets verloor van die omvang van wat gebeur met die opstanding. Weet julle wat gebeur met die opstanding? Kom ek gee dit vir julle in woorde. Daar breek 'n nuwe eeu aan. Aion. 'n Nuwe era. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dis 'n kardinale, afsluitende gebeurtenis. Dit sal nooit weer kan terugkeer na wat was nie. In Christus met sy opstanding breek 'n nuwe dag aan. En daai dag hou aan vir altyd. Vir altyd. Daarom is dit baie vreemd dat mense al ewig wil terugkrabbel na die Ou Testament. Hoor mooi wat ek daarmee sê. Die Ou Testament is krities belangrik. Maar om te wil terugkrabbel in die sin van, ons moet nou eers weer leef soos Israel van ouds. Asof Christus nie gekom het nie. Asof daar niks gebeur het. Ja, hy het my gered. Maar hy het my gered om die wet te onderhou, soos in die Ou Testament. Nee mense, dis nie wat daar staan. Hy het van my 'n nuwe mens gemaak. Ek is deel van 'n nuwe mensheid. Die opgestane Here is 'n nuwe mensheid. In die laaste paar dekades veral het teoloë toenemend begin skryf. Daar is 'n ander dimensie aan Jesus se teenwoordigheid. Hy is nie in dieselfde gestalte as toe hy 'n mens was op aarde. Hy's nie dieselfde nie. Daar's 'n verandering. Hy's ook nie 'n spook of 'n apparition nie. Terloops, die Israel van ouds, die Jode, hulle het spooke geken. Hulle het daarvan getuig dat hulle al spooke gesien het, wat ook al hulle daarmee bedoel het. So terloops, wie van julle het al 'n spook gesien? 1. Net 1. Ek is 2, 3, 4. Interessant. Ons gaan nie daaroor praat nie. En die Here is nie 'n spook nie, maar is net interessant. Hulle het gedink dat daar 'n spook is, maar het nooit vir Jesus gedink as 'n spook. Nooit. Hulle het gou besef, dis 'n iemand. Maar die iemand was anders. Hy was meer as 'n mens. Want toe met hulle skok kom hulle agter, hy is hier en dan is hy daar. In 'n oogwink. So hy is nie meer gebonde aan tyd en ruimte nie. Afstand maak nie saak nie. Materie kan hom nie keer nie. So hy is nie 'n spook nie. Hy het 'n liggaam, gestalte. So dit is waarskynlik al die eerste tekens van hoe die nuwe liggaam gaan wees. Ons weet nie presies nie. Maar hier het ons alreeds op 'n manier 'n aanduiding van wat wel moontlik is. Ek onthou hoe verstom ek was
toe ek jonk was om agter te kom, maar die opgestane Here het geëet. Dit het my laat dink, hy's maar net soos wat hy was. Nee, hy was nie dieselfde nie. So ons sien iets van 'n nuwe begin. Ons sien iets van die tweede Adam wat opgewek is. Hy is die begin. Uit hom word daar 'n nuwe mensheid gebore. Die ou is regtig verby. Ek moet alles bedink, en dis wat die teoloog sê. Ek moet alles bedink, jy en ek, u en ek, moet alles in ons lewe herinterpreteer, herbedink, nie in terme van die dinge wat ons al gewoond is nie, maar in terme van die dinge van dat ek aan opgestane Here behoort en dat ek op daai roete geplaas is. Ek en jy is onafwendbaar op pad. Dit is hierdie lewe wat ons leef, wat al klaar op 'n manier gevorm word, waar die inwoning van Christus, met sy inwoning word ons stelselmatig verander, getransformeer, vernuwe, om gereed gemaak te word, om aan te pas en in te pas in die nuwe werklikheid wat kom. Is dit hoe julle dink? Ek weet daar's baie mense wat so dink, maar ek weet daar's baie mense wat glad nie so dink. Vir hulle, al wat belangrik is hierdie aarde. Al hulle aandag en energie, gedagtes, beplanning, alles gaan net in oor die elke dag. Die ou mense het gepraat van die ondermaanse, dit wat hier op die aarde is. Hulle dink nie, wat sê die Here, julle moet bedink die dinge wat daar bo is. Wie julle werklik is, weet julle wie julle regtig? Julle is nie net geredde mense nie, julle is nuutgemaakte mense, julle is die nuwe skepping. Julle is die mense wat op pad is na die ware huis toe, na die regte huis toe. Dis waar jy eintlik tuis hoort. Dis hoekom mense soos groot skrywer, nou die naam vergeet van die spesifieke skrywer wat gesê het, we are but resident aliens. Ons is nie van hier nie. En dit alles is omdat die Here die opgestane Here is. Dis onafwendbaar. Maar ek laat julle met daardie gedagte gaan bedink dit. Elke ding wat jy dink, wat jy doen, wat jy beplan, elke ding wat jy beplan vir die volgende tyd, gaan bedink dit in terme van die opgestane Here en dit waarheen ons op pad is en waarheen jy op pad is. Dus dit maak het sin dat ek hierdie goed gaan doen, wil doen, nastreef, al my energie en aandag daarin gaan, maak dit sin? Hou ek rekening met die opgestane Here wat teenwoordig is en wat besig is om my op weg te neem, dan is ons nog nie eens by sy opdrag wat hy vir ons gegee het nie. Is ek nog by sy voete wat ek vasgegryp het en waar ek hom aanbid, waar ek hom die lof en die eer bring. Waar is jy? Waar is ek? Amen.